Baie welkom by ons aanlyn reeks van ontdekkers. En mamma, pappa, ek hoop dat daar waar julle saam met julle ontdekker op die bank sit, geniet julle hierdie lesse net so baie soos wat jou ontdekker dit geniet en net so baie soos wat ek dit geniet om dit vir julle te kan deurgee. Ek gee vir julle ook 'n aktiwiteitsblaai en die skakel sit ek hier onder aan. So asseblief, gaan volg die skakel en geniet die aktiwiteitsblaai saam met die les wat ek vir julle aanbied. En ek hoop dat julle vandag ietsie spesiaals uit hierdie les sal kan kry. Ontdekkers, baie welkom terug by ons aanlyn les en vandag sluit ons reeks om die tafel af. Ons het intussen geleer dat ek kan nie my oorskiet vir Jesus gee nie, dat hy altyd my beste nodig. En ook het ons 'n bietjie gekyk na dankbaar, dat ek en jy moet dankbaar wees vir dit wat ek en jy het. Nou vandag se storie gaan oor dat ek en jy het 'n storie om te vertel vir mense van Jesus. Mamma, pappa, ons storie kan gelees word in Markus 5 vanaf vers 25 tot 34. Maatjies, daar was 'n vrou gewees en sy was vir lank siek gewees. En sy was by hierdie dokter en by hierdie dokter, eintlik by elke dokter wat sy kon kom, was sy gewees. En niemand kon uitvind wat is fout nie. So elke keer as sy by 'n dokter was, kom sy met net nog 'n botteltjie medisyne uit. So ek dink nogal haar medisyne tassie was vol medisyne gewees. En op 'n dag hoor sy dat Jesus gaan na haar dorpie toe kom. En sy het al in die strate begin hoor hoe opgewonde die mense is oor Jesus wat na hulle dorp toe kom. Maar sy het ook gehoor dat die mense praat dat hy maak siek mense gesond. En hy gee kos vir 5000 mense met net 2 visse en 5 broodjies. Hoe amazing is dit nie? Het sy by haarself ook gedink, dalk moet ek bietjie kyk of ek nie by Jesus kan uitkom. Dalk kan hy my gesond maak, want geen ander dokter kan dit meer doen nie. En ek is nou al moedeloos. Ek dink regtig daai vrou was al moedeloos geweest. Ek sou, as ek van dokter na dokter toe moes gaan en niemand kan uitvind wat is fout met my nie. Maatjies, die storie gaan verder en Jesus is in haar dorp en dit is besig. Ek dink dit het erger gelyk as wat dit in die mall somtyds lyk. So mense stamp en stoot aan mekaar en ek wonder of sy nie dalk op 'n stadium begin dink het. Dalk moet ek nie na Jesus toe gaan nie. Ek kan hom nie eers sien tussen al hierdie mense nie. Dalk moet ek net maar omdraai en huis toe gaan. Maar sy het nie. Sy het besluit, al raak sy net aan sy klere, maar vandag gaan sy gesond word, want sy is nou moeg van dokter na dokter en van pille na pille. Maatjies, so sy skuur so deur die mense op pad na Jesus toe, maar sy is nog 'n bietjie te ver om by hom te kan uitkom. En sy besluit toe dat sy gaan aan sy klere raak. En die oomblik toe sy aan Jesus se klere vat, toe voel sy hoe word sy gesond. Hoe amazing is dit nie? Deur net om aan Jesus se klere te raak, raak sy gesond. Maar hoor wat gebeur verder. Jesus sê vir haar, omdat jy in my glo, is jy gesond. Gaan lewe in vrede saam met God. Wow! Wat 'n storie om te moet vertel vir iemand anders, om te sê, maar ek het aan Jesus geraak en hy het my gesond gemaak. Maatjies, ek en jy het 'n storie wat ons vir mense moet gaan vertel van hoe goed is Jesus, hoe lief is hy vir elkeen van ons en dat hy so graag jou vriend wil wees. Nou ons ontdek jou vers vandag is in Markus 5 vers 19. Daar staan: Gaan na jou mense toe, gaan vertel vir hulle hoe goed is die Here vir jou. Moet dit nooit vergeet nie. Jy moet vir almal rondom jou gaan vertel hoe goed is Jesus en dat hy kan vir enige persoon
ook goed wees. Kom ek bid vir ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in hierdie reeks kon leer dat ek kan nie vir u oorskiet gee nie. Jesus, maar ook het ons geleer dat ek moet dankbaar wees vir dit wat ek het. En vandag leer ons dat ek het 'n storie om te gaan vertel. Mag ek en elke ontdekker wat hierna kyk, ons storie met mense gaan deel en vir hulle vertel dat u so graag ons vriend wil wees en dat u ook goed vir elkeen van ons wil wees. Help ons daarmee en dankie vir al die liefde en al die goedheid, Jesus. Amen. Maatjies, jy moenie vergeet van die vraag wat hierna gevra gaan word nie. En dat julle sommer lekker om die tafel daarmee gaan gesels. Maar ook wil ek jou uitnooi na volgende week se nuwe reeks wat ons doen. So moet dit nie misloop nie. Ek hoop jy het 'n lekker Sondag verder.